Goeienaand aan al ons kykers. Vandag gaan ons kyk na IKT's in die klaskamer en hoe dit ons as onderwysers kan bystaan tydens die aanbieding van 'n les om so doeltreffend die lesdoelwitte te kan bereik. Voordat ons kyk na die verskillende IKT's en ook die spesifieke IKT wat ons tydens hierdie voorlegging gaan behandel, moet ons eers verstaan wat is 'n IKT. IKT staan vir inligtings- en kommunikasietegnologie. Dit is 'n baie breë term wat verduidelik dat dit al die verskillende harde ware en sagte ware is wat ons as onderwysers kan gebruik om inligting te versamel en te organiseer om ons lesse daarvolgens te beplan om ons opgestelde lesdoelwitte te kan bereik. Dit help ons om inligting te verwerk, kommunikasie so effektief en doeltreffend te maak tussen ons en mede-onderwysers, die ouers en ook die leerders in ons klaskamers. En ons kan dit gebruik om assesserings baie vinniger en meer effektief op te stel en ook so baie makliker terugvoer aan die leerders te gee. Die spesifieke IKT wat ons tydens hierdie voorlegging gaan gebruik is Glide. Nou moet ons eers kyk wat is Glide. Glide is 'n no-code platform wat wêreldwye gebruikers in staat stel om toepassings te skep sonder enige formele opvoeding of opleiding in programmering. Die onderwysers kan so interaktiewe toepassings skep wat die leerders kan help om aktiwiteite in die klaskamer te kan voltooi. En dis ook 'n kragtige IKT-hulpmiddel om hierdie lesse te kan organiseer en struktureer laat dit in 'n logiese manier op mekaar volg. Die funksie van Glide is dit help om samewerkende leer in die klaskamer te kan bevorder. Dit beteken leerders kan in groepe saamwerk of individueel as dit is wat die onderwyser verkies en hulle kan so op hulle eie tyd en op hulle eie pas die aktiwiteite wat op die toepassing is voltooi. Omdat dit 'n aanlyn toepassing gaan wees, kan dit outomatiese terugvoer aan die leerders gee. Die maklikste manier om dit te gaan doen is om vir die leerders multikeuse vrae op soos in aktiwiteitvorm te laai en so kan hulle aan die einde as hulle klaar is met die aktiwiteit dadelik sien waar hulle kan verbeter in hulle leerwerk en ook waar daar gapings is wat hulle kan verbeter of toemaak. Leerervarings kom op verskillende kognitiewe vlakke. So omdat party leerders op verskillende kognitiewe vlakke dink en funksioneer, kan die onderwyser so 'n wye verskeidenheid vrae op die toepassing laai, dat die leerders so op hulle eie pas en op hulle eie denkwyse kan werk en so die aktiwiteite kan voltooi. Die bydraes wat die IKT in die klaskamer kan maak, is dit help leerders om 21ste eeu vaardighede aan te leer. Dit beteken hulle gaan leer om met tegnologie te kan werk. Diferensiasie gaan ook plaasvind, soos wat ons vroeër genoem het, gaan leerders op hulle eie pas kan werk en op hulle eie manier. Makliker administrasie en rekordhouding loop eintlik hand aan hand, omdat die leerders se verslae en goed outomaties georganiseer word, so die onderwyser kan ook so makliker kyk wat se leerders is aanwesig en ook afwesig. Nou gaan ons kyk na die leeraktiwiteit wat ons in die klaskamer kan aanbied met behulp van Glide. Die leeraktiwiteit is, omdat die onderwyser in die gevalle studie wat ons behandel het, baie van klein groepwerk as onderrigstrategie hou, gaan die leerders in hierdie leeraktiwiteit ook in klein groepe saamwerk. Hulle gaan die les wat op die toepassing gelaai is doen en voltooi. Die les gaan oor afkortings en akronieme. Hulle gaan geleentheid kry om nadat hulle die les te voltooi het, verskillende groepe se lesse te merk en te assesseer en terugvoer te gee. So kan ons ook verseker dat eweknie assesserings tydens die les gaan plaasvind. Die leerders gaan dadelik terugvoer kry oor die voltooide les en hulle gaan so aan die klas hulle ervarings kan weergee. Het ek net 'n vinnige voorbeeld gegee van hoe dit kan lyk. As hulle by die toepassing gaan ingaan, gaan dit hulle biblioteek wees waar hulle kan ingaan. Hulle gaan dan op afkortings en akronieme klik wat hulle leeraktiwiteite in die klas gaan wees. En as hulle hier kom, gaan dit net vir hulle verduidelik wat hulle moet doen en hulle gaan op go sal kan druk om met die aktiwiteit te kan begin. Ons gaan nou kyk hoe die lesdoelwit met die behulp van die IKT of met Glide bereik kan word. Visuele en interaktiewe leer gaan plaasvind, omdat die voorbeelde en definisies vir die leerders gegee word op 'n digitale manier, omdat hulle op toestelle werk, gaan hulle so makliker
hulpbronne kan hê wat hulle gaan ondersteun tydens die les. En dit gaan ook leer vir hulle makliker en interessant maak, omdat dit 'n gebruikersvriendelike koppelvlak is. Die leerders gaan onmiddellike terugvoer kry, omdat die meerderheid van die vrae gaan bestaan uit meerkeusevrae. Hulle gaan outomatiese terugvoer kry oor hulle punte, en die onderwyser kan ook vir hulle terugvoer gee, en so kan dit die leerders motiveer om harder te werk aan die aktiwiteite wat hulle doen in die klas. Selfgerigte leer kan ook plaasvind, al werk die leerders in klein groepe, kan daar nog steeds leerders wees wat in hulle eie pas werk, omdat hulle langer vat om te lees en om die vrae te analiseer, om seker te maak hulle verstaan wat vir hulle gevra word. Daar kan ook vlak of vak gebaseerde aktiwiteite wees. Dit wil sê verskillende kognitiewe vrae kan aan die leerders gevra word, en ook spesifieke vakgebaseerde aktiwiteite, soos in Afrikaans kan daar vir die leerders 'n toepassing wees wat hulle gebruik, in biologie kan daar een wees. So in elke vak kan daar vir leerders 'n spesifieke blad aaneengesit word wat hulle kan gebruik tydens spesifieke vakke. Aktiewe deelname word ook met behulp van Glide in die klaskamer bevorder, omdat leerders hulle kennis met mekaar kan deel, en hulle kan met mekaar groepuitdagings hou as hulle klein groepwerkaktiwiteite doen. Die onderwyser kan na afloop van die les, kan sy vir die leerders verskillende vrae vra oor die werk wat hulle gedoen het, en hulle kan so mekaar uitdaag om te sien wie die meeste geleer het, en so daag hulle mekaar uit, so hulle is meer gemotiveerd om te leer. Nou gaan ons kyk na die voordele van IKT's in die klaskamer. Nommer 1 is dat die klaskamerkommunikasie baie grootliks verbeter, omdat onderwysers toepassings soos WhatsApp, Gmail, e-mail, enigiets kan gebruik om op 'n effektiewe manier in leerders in kontak te bly. Interaktiewe soos rekenaarspeletjies of vasvrae kan gebruik word om leerders so by die les te betrek, en so kan die onderwyser ook dadelik sien waar gapings in hulle opvoedings is en waar sy haar les moet aanpas. Die leerders kry maklik toegang tot inligting, omdat die toepassing aanlyn beskikbaar is, kan die leerders dit enige tyd op enige plek inskandeer en hulle werk kan doen. Dit vermeerder ook so die leerders se leertyd, omdat hulle by die huis kan aangaan en hulle kan ekstra leer, so hulle is nie gebind tot net die klaskamer nie. Dit maak administratiewe prosesse baie makliker, omdat die onderwyser makliker aankondigings en sperdatums aan die leerders kan kommunikeer, en hulle kan so ook op die toepassing hulle hulpbronne outomaties organiseer soos wat hulle dit wil hê. Hulle kan ook die bywoning en groepering outomaties op die groepe doen, soos wat leerders tydens die lesse insaai, kan hulle dadelik sien wat se leerders is aanwesig tydens die klas, en die toepassing kan ook outomaties leerders in klein groepdele verdeel, wat soveel tyd gaan spaar tydens 'n les. Dan kyk ons ook na die nadele van IKT's in die klaskamer. Nommer 1 is die instandhouding en sekuriteit. Dit kan baie duur wees om hordes rekenaars by 'n skool op een slag in stand te hou. Leerders se veiligheid kan in gevaar gestel word as die sekuriteit nie op standaard is nie, omdat daar soveel persoonlike inligting soms op toepassings of toestelle gelaai moet word, so daarna moet gekyk word. Virusse kan op die rekenaars of toestelle kom deur middel van USB-stokkies en e-mails en goed wat die leerders kry net oopmaak sonder om daarna te kyk. So dit kan ook die instandhouding weer eens bietjie afkraak en dit duurder maak. En dit kan moeilik wees om aan onderwysers en ook aan leerders te verduidelik dat nie alle inligting wat aanlyn gevind kan word akkurate inligting is nie. Dan ook toegang. Omdat die toepassing nie vir alle vakke spesifiek gestel word nie, kan dit beperk wees tot net Afrikaans, omdat die video wat ek maak oor Afrikaans gaan, of die gevalle studie wat ons gekry het. So dan gaan die leerders net Afrikaanse hulp kry deur middel van die IKT, en hulle kan dalk sukkel met ander vakke soos wiskunde of biologie, en hulle gaan nie die nodige hulpmiddels kry soos wat hulle byvoorbeeld in Afrikaans kry nie. Dit kan baie tydrowend wees om rekenaars elke keer aan die begin van 'n les aan te skakel, en ook om dit aan die internet gekoppel te kry.
Elektrisiteit is 'n baie groot uitdaging in ons land. So as die krag af is en die skool het nie 'n generator of 'n kragopwekker nie, gaan dit moeilik wees as die onderwyser heeltemal afhanklik is van die toestelle in haar klas, omdat sy dit nie sal kan aanskakel tydens kragonderbrekings nie. Ten afsluitings, hoe IKT's werk en hoe dit ons as onderwysers kan bystaan, het ons werk vreeslik vergemaklik. Glide in die klaskamer is definitief 'n opsie, omdat dit jou soveel moontlikhede skep vir aktiwiteite wat jy vir die leerders kan bied. En so kan jy ook vir hulle addisionele hulpbronne en leermateriaal oplaai wat hulle kan bystaan tydens 'n aktiwiteit. Ja, dankie.